attendeth my way, when sorrows like sea billows roll, whatever my lot, thou hast taught me to say, it is well with my soul. It is well with my soul. It is well with my soul. Though Satan should buffet, though trial should come, let this blessed assurance control, that Christ has regarded my helpless estate, and has shed his own blood for my soul. It is well with my soul, with my soul. It is well with my soul. My sin, know the bliss of this glorious thought. My sin, not in part, but the whole, is nailed to the cross, and I bear it no more. Praise the Lord, oh my soul. It is well with my soul, It is well with my soul. And Lord, haste the day when my faith shall be sight, the clouds be rolled back as a scroll, the trump shall resound, and the Lord shall descend. Even so, it is well with my soul. It is well with my soul, with my soul. It is well with my soul. It is well with my soul. Die aande, ek glo hy sal ons vanaand ook verder deur hierdie diens lei. Mag julle werklik die krag en die liefde van die Heilige Gees wat hy vir julle skep ook ervaar.
Paulus skryf in sy brief aan die Romeine, hy sê, God het die evangelie vooruit deur sy profete in die Heilige Skrif aangekondig, en dit handel oor sy seun. Julle is hierby inbegrepe. Ook julle is geroep om aan Jesus Christus te behoort. En vir elkeen van ons wat hier is, wat aan Jesus Christus behoort, kom sê die Here vir jou, daar is genade en daar is vrede vir jou, kom van God die Vader en van Jesus Christus ons Here en van die Heilige Gees ons trooster. Amen. Ons skriflesing is vanaand, liewe vriende, uit die brief van Paulus aan die Romeine. Ons gelees al by Romeine 12 en ons gaan die tweede gedeelte lees. Dis 'n bekende gedeelte oor die riglyne vir die Christelike lewe wat Paulus vir die mense gee. 'n Gedeelte wat jy sal sien en ons besig is met dit, waar die liefde en die goedheid van die Here sentraal staan. Kom ons bid net eers saam. O God van goedheid en liefde, U het ons binne in ons 'n ruimte geskep waarin U goedheid en liefde ingebrand is. Ons sal asem, Here, ons lewe uit U goedheid en liefde. Dis 'n goedheid en liefde wat deur niks of niemand ingeperk of gestuit kan word nie. En U gee dit elke dag nuut vir elkeen wat hulle klere laat was deur die bloed van die lam. U het in goedheid en liefde na ons toe gekom. Vir ons die toppunt van liefde en goedheid kom wys deur aan die kruis vir ons sondes te sterf. Here, ons is vanaand hier by mekaar om te leer oor hierdie goedheid en liefde. En ons is hier om die ruimte wat U binne in ons elkeen geskep het vir hierdie goedheid en liefde, Here, dat ons daardie ruimte kan opvul, sodat dit van binne ons kan funksioneer. Ons stel onsself oop om deur die Heilige Gees geleer en gelei te word. Praat met ons deur woord en lied en gebed. Mag ons U vind wat ons lankal reeds gevind het. Amen. Romeine 12 by vers 9. Die liefde moet opreg wees. Verafskuw wat sleg is en hou vas aan wat goed is. Betoon hartlike broederliefde teenoor mekaar. Bewys eerbied teenoor mekaar en wees mekaar daarin tot voorbeeld. Moenie aan julle toewyding verslap nie. Bly altyd geesdriftig, dien die Here. Verbly julle in die hoop, staan vas in verdrukking en volhard in gebed. Help die medegelowiges in hulle nood en lê julle toe op gasvryheid. Seën julle vervolgers. Ja, seën hulle. Moet hulle nie vervloek nie. Wees bly saam met die wat bly is en treur saam met die wat treur. Wees eensgesind onder mekaar. Moenie hooghartig wees nie, maar skaar julle by die nederiges. Moenie eie wys wees nie. Moenie kwaad met kwaad vergeld nie. Wees eensgesind teenoor alle mense. As dit moontlik is, sover dit van julle afhang, leef in vrede met alle mense. Moenie self wraak neem nie, geliefdes, maar laat dit oor aan die oordeel van God. Daar staan immers geskrywe, dit is my reg om te straf. Ek sal vergeld, sê die Here. As jou vyand honger is, gee hom iets om te eet, en as hy dors is, gee hom iets om te drink. Want deur dit te doen, maak jy hom vuurrooi van skaamte. Moet jou nie deur die kwaad laat oorwin nie, maar oorwin die kwaad deur die goeie. Ek lees net tot daar. Ruimtes. Ons het tot dusver gekyk na ruimtes waar God in ons lewens inkom. Ruimtes van heiligheid wat God van die begin af vir homself in die mens geskep het, om in tuis te kom. Hagar, het ons gesien, kon in die woestyn tuis kom.
Ons kan rus vind in die ruimte wat God vir ons geskep het om in te rus in 'n bepaalde oomblik. En het ons gisterand gehoor, hierdie ruimte wat God in ons geskep het, wat deur God beliggaam word. Maar ons het ook gesien, daar is ruimtes wat God van ons vra om in die wêreld te gaan skep. Dis volmaakte ruimtes van goedheid en liefde. As ons deur die evangelies lees, en ons lees daarmee saam Paulus se woorde aan die Romeine hier, sal ons sien dat God se ruimtes nie 'n raamwerk of 'n boks van reëls en wette is, waarbinne gelowiges behoort te funksioneer nie. Daar is geen riglyne of stappe wat gevolg moet word om liefde en goedheid te leef nie. Maar ongelukkig is dit wat ons baie keer wil doen. Ons probeer God in ruimtes en in bokse indruk. Ons het riglyne en reëls vir die geskiktheid van mense om binne daardie ruimtes te mag inkom. Wanneer Paulus hier nadink oor die goedheid en die liefde as breë raamwerk vir die Christen se lewe in die wêreld, breek hy radikaal deur die tradisionele grense en reëls wat ons so graag daar stel. Hy bring 'n liefde wat jou denke verre weg oortref, wat totaal teen die wêreldse siening indruis. Die vraag is daar 'n plek vir die ruimte van God se goedheid en liefde in hierdie wêreld? Of is ons net magteloos oorgegee aan die stroom van die wêreld se manier van funksioneer, wat in wese in onliefde is? Die wêreld se spanning, so oplossing vir spanning en wraak werk nie. As dit sou werk, sou ons nie oorlog op oorlog, haat op haat, onvrede op onvrede gehad het nie. Dan sou 'n oog vir 'n oog en 'n tand vir 'n tand steeds aantreklike oorwegings gewees het. Die feit dat dit baie keer so is, ja, dat ons selfs in die kerk baie keer nog soek na 'n oog vir 'n oog en 'n tand vir 'n tand, sê dat ons nog nie ingekoop het heeltemal in hierdie ruimte van goedheid en liefde wat God vir ons gegee het nie. Ons vergeet daardie ruimte. Veral as die oortreding baie wreed is, of die slagoffer is naby aan ons, of dalk onsself. Slegs die ware aard van liefde kan ons gesindheid teenoor mekaar verander. Maar daarvoor het ons die krag van die Gees nodig. En daarom begin Paulus Romeine 12 met die woorde: laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Om die wese van liefde te leef soos wat Paulus dit evangelies in sy briewe rig en vir ons uitlê, is slegs moontlik as die Heilige Gees ons daarmee help. Ons moet deur die Gees geleer word om in God se ruimtes te funksioneer. God se ruimtes is 'n ruimte van goedheid en liefde. Dis die waarheid waarin die Heilige Gees ons lei. Die waarheid van God se ruimtes, soos Jesus dit in Johannes 14 verduidelik. Onder die krag van die Heilige Gees kan ons keer dat ons volledig deur die kwaad oorwin word. Ons kan eerder die kwaad deur die goeie oorwin wat in God se ruimtes te vind is. Totdat ons oorgegee is aan hierdie goedheid en liefde, sal ons nie van die spiraal van haat en oorlog en geweld en seermaak breek nie.
Ons sal bly soek en bly teruggryp na die Ou Testamentiese geregtigheid. Die van julle wat nou nader aan my ouderdom is, meeste van julle is maar, in die 1980s het die Furies, Ierse popgroep, het hulle 'n liedjie gesing, en die liedjie is gesing in 'n video teen die agtergrond van 'n graf van 'n 19-jarige soldaat uit die Eerste Wêreldoorlog. En dis woorde wat 'n mens baie diep raak as jy dit lees. But here in the graveyard it is still no man's land. The countless white crosses stand mute in the sand. To man's blind indifference to his fellow man. To all generations that were butchered and damned. And did they believe when they answered the call, did they really believe that this war will end all wars? The sorrow, the suffering, the glory, the pain, the killing and dying was all done in vain. It all happened again and again and again and again. Is ons regtig so naïef om te dink dat alles met geweld en oordeel herstel kan word? Dink ons steeds op wraak is die enigste oplossing vir geweld en haat? Is ons steeds van mening dat ons alleen reg is, dat dit net binne ons ruimte is waar God kan werk en bestaan? En dat alle ander ruimtes vernietig moet word? Dit sou 'n baie grove inperking wees van God se gesag. Nêrens in die Bybel is God in te perk in ons grense nie. Veral die Nuwe Testament maak dit baie duidelik dat God die grense radikaal kom verskuif het in Jesus. Daardie tradisionele skeidslyne en gevegslinies is deurbreek deur 'n nuwe ruimte wat Jesus kom gee het. 'n Ruimte wat gevul is met goedheid en liefde soos God dit gee. Waarin die kwaad deur die goeie oorwin en verdring word. Maar hoe oorwin ons die kwaad met die goeie, soos Paulus vra in vers 21? Ons denke bly immers telkens terugkeer na 'n oog vir 'n oog en 'n tand vir 'n tand. Want daar is arm sekere mense wat regtig nie God se genade en sy goedheid en liefde verdien nie. Totdat ons besef dat ons eintlik ook nie God se goedheid en genade en liefde verdien nie. Ons is gewoonlik baie evangelies as dit by ons persoonlike verlossing uit genade kom. Maar skrikwekkend wetties as dit kom by ander mense se vergifnis en genade. So waar laat dit ons? Is ons verlore omdat ons nie hierdie vlak van goddelike liefde kan bereik nie? As jy dit op jou eie wil doen, ja. Maar dit beteken nie, ons hoef in daardie staat van hopeloosheid en wettisisme vasgevang te word nie. Paulus sê die oorwinning kom deur die sentrale wesenseienskappe van God wat ons reg deur die Bybel vind. En dis die wesenseienskap van liefde. 'n Liefde wat kom vanuit die volheid van die wese van die drie-enige God.
Dis al goedheid wat kom vanuit die volheid van God se genade. En dis al goedheid wat die bose en die kwaad in die wêreld kan deurdring. Hierdie woorde van Paulus is eintlik in lyn met Jesus se gebed wat hy sy disippels geleer het. Vergewe ons soos ons ook vergewe. 'n Gebed tot die Vader vanuit wie hierdie liefde kom. Want sien, is die liefde van die Vader alleen wat ons so ver kan bring om te vergewe, om dinge te vergewe wat selfs onvergeefbaar lyk. Hy het by die skepping die ruimte van goedheid en liefde gegee, toe hy iets van homself in die mens gesit het. Dat jy na die beeld van God gemaak is, sê dat daar 'n ruimte in jou is wat God weerspieël. So kan jy maar net daardie ruimte in onsself en in ander mense wil raak sien. Die oproepe wat Paulus in hierdie teksgedeelte en die hele gedeelte is eintlik in lyn met wat Jesus kom doen het en kom verkondig het. Ware liefde, sê Johannes in sy eerste brief, is slegs te vind in die voorbeeld van Jesus se liefde en daardie liefde wat aan die kruis vir ons sigbaar geword het. En dit echo die woorde wat Jesus self in Johannes 3 vers 16 sê. Hy word die voorbeeld van liefde vir ons liefde teenoor mekaar en teenoor die wêreld. 'n Liefde wat sterwend aan 'n kruishout weer klink, as hy vergewend en lewegewend optree, selfs in die mees onmenslike pyn van die oomblik. En dan moet ons onthou hoe die liefde van God in ons wese gestalte kry. Liefde is 'n gawe van die Gees. Trouwens, Paulus sê dis die allerbeste gawe en is daarom ononderhandelbaar vir gelowiges. Paulus sing jubelend in 1 Korintiërs 13 oor daardie pragtige gawe van die liefde. Dis die Gees wat daardie gawe vir jou gee. Dis die Gees wat al die gawes gee, maar Paulus maak dit baie duidelik dat liefde die hoogste van al die gawes is en dat dit 'n ononderhandelbare gawe is. Jy kan nie wil sê ek het nie die gawe van liefde gekry nie. Maar die Gees moet jou oortuig van die besondere belangrikheid van liefde as 'n gawe. En die kwaad kan deur die goeie oorwin word, want dit is reeds in Jesus oorwin. Hy het die bose verslaan, sê Paulus vir ons in Kolossense 2, en hom in 'n triomftog saam met hom, saam met Jesus, na die hemel toe gevoer. Dit was die finale slag, waar die kwaad oorwin is deur die goeie. Deur die krag van die Gees is ons deel van hierdie tog. En ons is nie medegevangenes nie. Nee, ons is meer as oorwinnaars deur hom wat ons liefhet. Ons kan vind die goeie het die kwaad reeds oorwin. En daarom kan ons ook die kwaad oorwin. Het ons in Christus en deur die Heilige Gees die kwaad reeds oorwin.
om die bose te oorwin is 'n selfkruisiging. Want ons moet die eie self in ons laat kruisig, sodat ons met die goedheid van God vorentoe kan gaan. Ons het gisteraand gesê, die kerk is 'n veilige ruimte in God en vir God. Vanaand daag Paulus jou om daardie ruimte vanuit die kerk uit terug te vat na die lewe toe. En daar ruimtes van goedheid en liefde te gaan skep. Dit doen jy deur die gawe van liefde te gaan leef, soos wat jy dit ontvang het van die Heilige Gees. Ons het deur die Gees die vermoë om veilige ruimtes van God se goedheid en liefde in die wêreld in te dra. Om self skeppers van veilige ruimtes van goedheid in die wêreld te gaan wees. En wat 'n beter plek om te begin is van hier vanuit die kerk. En dan sê Paulus, as jy dit doen, word dit 'n verrassende, radikale ruimte van goedheid en liefde, wat die bose se wind uit hulle seile uithaal. Dietrich Bonhoeffer het daaroor gesê, in the new spiral of love, evil is forced to a standstill. Because it does not find the resistance it searches for and cries for, it is condemned by its inability to provoke opposing violence. Evil cannot find its mark, cannot breed further evil. It becomes infertile. Its sting has been drawn. As ons binne die ruimte van goedheid en liefde van God leef, is die angel van die dood uitgetrek, sê Paulus in 1 Korintiërs 15. Dit is ons in God en God in ons. Dit is ons in God se ruimte en God in ons ruimte. En saam maak ons in die wêreld 'n verskil. Terwyl is die wêreld vasgevang in die kwaad. En dit probeer hulle die wêreld dit met verdere kwaad hanteer. As jy dit doen, soos die wêreld dit doen, word ons vasgevang in 'n spiraal van wraak en haat, soortgelyk aan wat op die oomblik besig is om in die Oekraïne af te speel. 'n Situasie wat die potensiaal het om die lewens en vrede in hierdie wêreld totaal uit te wis. Daarom moet ons des te meer waar ons gaan, die ruimte van goedheid en liefde aan mense in die wêreld bring. Ja, ek en jy gaan dalk nie hier in ons eie klein hoekie die goedheid of die oorlog in die Oekraïne keer nie. Maar ons kan. Ons kan deur die krag van die Heilige Gees 'n verskil maak. 'n Verskil wees wat ons gemeenskap kan heel van die kwaad. En hulle kan oorspoel met 'n goedheid en liefde uit die hart en hand van God. Amen. Ons sit so en ons gee weer geleentheid vir stil gebed, waar tydens elkeen homself, haarself weer oorgee aan die goedheid en die liefde van God. En vra dan dat die Gees jou sal help om hierdie goedheid en liefde te gaan leef soos wat dit hier in die woord vir ons uiteengesit is. Geleentheid vir stil gebed.
Here, vul ons met die volheid van u liefde en goedheid. Maak ons draers van die goedheid aan die wêreld, waarmee wanneer ons hier uitgaan, gelei en gesterk deur u Heilige Gees. Amen. Liewe vriende, môre aand, onthou dan nou, ons gaan môre aand gesels oor daai gedeelte in 2 Konings van die byl wat in die water land. Tema is soos 'n byl op die water dryf, maar sy subtema is eintlik, miskien is die hooftema 'n ruimte tussen ruimtes. Dan kan ons sê daai ruimte tussen ruimtes is soos 'n byl wat op die water dryf. As jy huis toe gaan, nou die Heilige Gees sal deur jou waai sodat jou gedagtes heilig kan wees. Die Heilige Gees sal in jou handel sodat jou werke heilig kan wees. Die Heilige Gees sal jou hart nader trek aan hom sodat jy kan lief hê wat heilig is. Die Heilige Gees sal jou krag gee om te beskerm wat heilig is. En die Heilige Gees sal jou bewaar sodat jy self ook heilig kan wees. Amen.